Alright, so ons is besig met 'n reeks binne in 'n reeks. So die van julle wat vir die eerste keer kom kuier vir ons is besig om eintlik vers vir vers deur die boek Romeine te gaan en toe ons in Romeine 12 kom, toe stop ons om te gesels oor die gawes. Die gawes van die Gees. Ons is nou al by week 5 en so dis moeilik om alles te recap, maar net om jou wel op datum te bring vir as jy ergens te vergeet het of jy was nou nog nie deel van hierdie nie. Hier's 'n vinnige recap oor wat het ons geleer tot en met nou toe. Nommer 1 is dat ons het gesien dat Romeine 12 vers 3 sê dat aan elke een van ons wat gelowiges is daar 'n porsie geloof gegee. En as jy jou geloof kyk en jy kyk links en regs van jou na die mense om jou, moet jy nie gaan staan en kyk vir iemand en dan meer dink van jouself, of jy kyk na die ander kant toe en is jaloers op wat die ander ouens om jou gekry het nie. Die fokus is dat elke gelowige het 'n genadegawe gegee en ons moet getrou wees met daai genadegawe. En dis wat ons basies gesê het julle in die begin. En toe sê ons, as ons genadegawes definieer, dan breek ons hulle op in 4 kategorieë. So 4 groepe wat gawes vir ons gaan hê. Nou ek sit dit vir jou op die bord. Die eerste is ons bedieninggawes. So ons bedieninggawes is die 5voudige bediening. Dis die apostel, die profeet, die leraar, die evangelis en die herder. Hierdie is meer 5 funksies. Dis die maniere hoe mense funksioneer. Hierdie reeks cover nie die 5voudige bediening nie. Dis nie waar ons gesels nie. Ons gaan kyk basies na die volgende 3. Die ene wat ons laasweek hanteer het, was die diensgawes. Nou binne in die diensgawes kyk ons na diensbaarheid, ons kyk na die gawe om te gee, barmhartigheid, leierskap en administrasie. En dan het ons gesê dat gasvryheid word ook meeste van die tyd geklassifiseer, alhoewel in my opinie hy nie noodwendig ene is nie, maar dit is alles deel van laaste. En dan ander mense gooi hulp ook by, maar hulp en diensbaarheid is baie dieselfde. En dit was basies laasweek sinne. En dan herinner ons onsself net gou dat wanneer ons praat van hierdie gawes, wanneer gebruik ek en jy hierdie gawes? So God het dit vir jou gegee, en dan is dit belangrik om te verstaan dat die dag toe ek gesê het, Here, ek kies U en ek volg U, daai dag toe die Heilige Gees in jou kom woon. Maar dan elke nou en dan, soos dat ons onsself toewy aan die Here en soos dat die Heilige Gees wil, dan aktiveer hy hierdie gawes deur oor ons te kom. En ons maak die stelling, party ouens sal sê jy word gedoop in die Heilige Gees of jy word gevul in die Heilige Gees. Maar dit is daai oomblik wat gebeur, is die Heilige Gees kom oor jou en dit aktiveer hierdie gawes waarna ons gaan kyk. En so ons het ook gaan praat en ons kyk na Petrus, ons kyk na Paulus en ons besef dat hierdie vulling gebeur baie keer deur jou lewe. Hoe meer ek myself beskikbaar stel vir die Heilige Gees, hoe meer ek myself in 'n situasie sit en ek sê, Here, maar ek gaan toelaat dat U my gebruik, hoe meer kan die Heilige Gees jou gebruik wanneer hy wil om hierdie gawes deur jou te laat beweeg. En dis die idee. En dan het ons gesê dat daar is 3 belangrike beginsels wat ek en jy moet onthou van gawes. Hierdie is beginsels vanuit die woord uit en hy sê net gelowiges kan hierdie gawes hê. So met ander woorde, ongelowiges, mense wat nie die Here volg nie, kan dit nie hê nie. Hoekom nie? Want jy moet die Heilige Gees in jou hê. Die Heilige Gees is nie in ongelowiges nie en daarom weet ons dit is net gelowiges wat hierdie kan hê. Nommer 2, elke gelowige, elke Christen, elke ene wat sê ek kies Jesus, het ten minste een gawe. Wat beteken, as jy vandag hierso sit en jy sê ek kies Jesus en ek volg Jesus, het jy so gawe gekry. Elke liewe een van ons. Dis wat die skrif ons sê. En dan die derde ene wat hy sê is daar is nie een enkele gawe wat algemeen beskikbaar is vir almal nie. So daar is nie een gawe en almal het hierdie een gawe nie. Ons weet dat daar is van die gawes wat dit voel partykeer asof die Here baie meer vrygewig is met sekere gawes as met ander, maar die blote feit is net elke een het 'n gawe, maar daar is nie een enkele gawe wat algemeen uitgedeel word vir ons almal nie. En so dis min of meer wat ons tot op hierdie punt toe gedoen. En so vanoggend gesels ons bietjie oor die spreekgawes. So ons praat nou hierso van profesie, ons praat van lering, ons praat van 'n woord van wysheid, woord van kennis en bemoediging. Nou profesie in homself, ons gaan nie vandag baie tyd daaraan spandeer nie, bloot oor dat daar was 2 dienste geallokeer vir profesie en vir tale. En so vandag se fokus is nie profesie nie. So ons begin spesifiek vandag met lering. Nou, as ek en jy praat van 'n lering
of 'n gawe van lering. Moet ons nou verstaan, die oomblik wanneer ons in die spreekgawes ingaan, nou sit ons met 'n hele ander penarie as wat ons gehad het oor die diensgawes. Onthou nou, as jy nou hierso was laasweek, het ek vir jou gesê die diensgawes, die barmhartigheid en die diensbaarheid, daai goeders is gawes wat ons gewoonlik na gaan kyk en ons dink, ag maar weet jy wat, hulle is nie regtig so big deal nie. Dis so meer algemeen. Ons maak hulle amper half af as klein gawes en ons het toe gaan sê wat is die impak van hierdie gawes en hoe hierdie gawes die wêreld al verander het. Soos dat die diensgawes amper half geonderskat word, is die spreekgawes se krisis is ons misgis dit met talente. So buiten profesie is een van daai goeters jy kan selfs profesie try fake, maar die blote feit is hy is 'n wonderwerk in homself. Maar as ons kom met die ander gawes, die ander spreekgawes, dan besef ons jy kan baie vinnig talent misgis met 'n gawe. Hoekom ek dit sê? Is want as ons dink aan lering, daar is baie van ons wat hierso is, wat in die onderwys is, en van julle is baie goeie onderwysers of onderwyseresse. Daar is in die wêreld ongelooflike goeie mense wat lerings kan doen. Ek meen, jy kan van jou TED Talks gaan kyk en die kommunikasie wat hierdie ouens doen. Ek gebruik altyd die voorbeeld van Simon Sinek. Daai ou is briljant met kommunikasie. Maar nou moet ek en jy verstaan dat as ons begin gesels oor lering, dan besef ons dat party mense word gebore en hulle is bietjie meer prone om makliker te kommunikeer as die ander. So van julle is introverte, van julle is ekstroverte, van julle kom agter jy praat konstant, jy het basies van jou geboorte af gepraat en ons sukkel om jou stil te hou tydens dienste. So, jy praat konstant. Alright, en dan is daar ander mense dat die oomblik wanneer die spotlight op jou gaan, dan voel jy soos 'n skilpad wat in jou doppel kry. Dis net asof daar niks woorde uitkom nie. En dis wat gebeur. So van ons weet ons is makliker met kommunikasie, ander is nie so. En dis 'n ding wat ons gewoonlik in groot word mee. Van ons is gewire met dit. Dan moet ons ook verstaan dat jy leer om goeie kommunikasie te kan doen. So met ander woorde, geen ou wat gepreek het dit net spontaan begin doen nie. Ek meen, ek vat net byvoorbeeld hoe ons moes geleer het. Nou, ons het toe ons as eerstejaars studente begin het jy altyd 'n voorbereide preek gehad en dan het hulle 'n klomp onvoorbereide preke gehad. So hulle gee vir jou 'n topik, hulle sê vir jou het 5 minute en dan kom preek jy. En in my eerste jaar het ek al my onvoorbereide preke gepluk. Ek het hulle almal gedop solid. Ek het elke keer onder die bar gekom. En die blote feit is, en van daar af sit en dink ek aan hoeveel 'n mens moes gewerk het en geëvalueer het en hoe mense ons moes geontwikkel het om te praat. Dat dit soveel so was dat ons het op 'n stadium maklik oor die 300 keer per jaar gepreek. En dis wat gebeur het, is jy was so ingedrul en terselfdertyd was ek al van 'n stage af geboe gewees. Ek kan onthou dit was in Potchefstroom gewees en dit is 'n minder lekker gevoel. Daar is 'n stadium gewees toe ek in Windhoek in Namibië gepreek het by 'n kerk. Toe kom hier een ou, die dominee, en hy stap na die leier toe en hy sê jy gee nooit weer vir daai oue mic nie. Dis rof as jy daai kritiek kry. So daai goed as jy hoor dit en dan dink jy by jouself, miskien moet ek nie nou preek nie. Maar die blote feit is, dan staan jy weer ernstig op en ek kan onthou die heel eerste keer wat ek gepreek het, toe staan ek by 'n skool in Heidelberg en al wat in my gebeur is, Here, hierdie is 'n goeie tyd om nou te kom. Dit sal amazing wees as jy nou kom, dat ek dit nie hoef te doen nie. En van daar af, dink ek is nou al amper 22 jaar later, en nog steeds, hierso is daar net 30 of 40% van julle wat hier wil wees. Die res van julle saamgesleep saam met daai 30 of 40%. En ons nog steeds van julle wat hier tydens die dienste aan die slaap raak. Ek sien julle van die voor af. So met ander woorde, ek kan nêrens enigsins sê dat enigsins I've arrived nie. En die groot ding is, maar dit is, jy kan lering vat en jy kan groei en jy kan ontwikkel hoe om te praat. Dis wat gaan gebeur, is daar is sekere elemente van lering wat jy kan leer. Dis nie waarvan ons praat as ons sê 'n gawe van lering nie. 'n Gawe van lering is wanneer ek en jy praat van, dit is wanneer die Heilige Gees jou toelaat om 'n verandering te bring deur wat jy leer. So met ander woorde, dit is jy wat besig is om iemand te leer en die Heilige Gees doen iets en dit verander iets in die persoon se hart.
Dis wat gebeur as ons 'n gawe van lering het. En meeste van die tyd, ouens wat 'n gawe van lering het, weet nie eers noodwendig in 'n groot groep soos dit wat is die impak van die gawe wat geaktiveer word nie. So met ander woorde, as ek en jy gaan kyk na die gawe van lering, moet dit nie misgis met 'n talent nie. Moenie dit misgis met dit wat ek en jy kan aanleer nie. Ons moet verstaan dat wanneer die Heilige Gees kom en hy aktiveer, hy vul jou, hy kom oor jou om hierdie te aktiveer, verander daar iets in iemand se lewe. En as ek en jy gaan kyk in die Nuwe Testament is daar 'n ou met die naam Apollos. Nou, as jy nou gaan kyk in Handelinge 18, dit begin eintlik met Paulus is op sy sendingsreis en hy is op hierdie stadium besig om te reis vanaf Korinte af en hy gaan Efese toe. En teen die tyd wat hy in Efese aankom, ontmoet hulle 'n ou met die naam Apollos. En hierdie is wat Handelinge 18 sê van Apollos. Hy sê intussen het Apollos, 'n Jood wat in Alexandria gebore is, in Efese aangekom. Hy was 'n begaafde spreker en goed met skrif uiteenleg. Hy het die pad van die Here onderrig ontvang en hy het dit met 'n brandende geesdrif gepraat en ander noukeurig geleer van Jesus. So Apollos was 'n ou gewees wat die gawe van lering gehad het. As jy later gaan kyk in Korintiërs, dan sien jy, dan trek Paulus hierdie ouens vas in die Korinte en dan sê hy vir van julle kom en sê ja, maar ons is van die geleedere van Paulus en van ons is van die geleedere van Apollos en van ons is geleedere van Petrus en anders nee, ons volg net Jesus. En so Apollos was een van die ouens gewees wat baie hoog op was, geleerd was en 'n groot rol gespeel het in die evangelie verkondig, soveel so dat mense in Korinte hom aangehang het as hy is ons ou wat ons leer. Inteendeel, as ek en jy gaan kyk ook na die skrywer van Hebreërs, die twee grootste contenders wie die boek van Hebreërs geskryf het, is Paulus. Baie goeie sê vir ons dat dit is nie Paulus nie, en 'n ander ou wat dit moontlik kon gewees het, is moontlik Apollos wat die boek van Hebreërs geskryf het. En so ons weet dat Apollos was 'n ou gewees wat die gawe van lering gehad het. Dis iemand wat ander leer en jy aktiveer, nie die Heilige Gees aktiveer iets in hulle harte. Nou as ek met my ervaring kan gesels oor wat se impak het dit in my lewe gemaak, dan sit en dink ek oor die eerste 10 jaar van my lewe, die eerste 10 jaar van my geestelike lewe, van Jesus volg, het ek ongelooflik baie geworstel met die geloof. Dis ongelooflik baie hoe ek gesit het en geworstel het en gesê, "Jesus, maar is hierdie geloof regtig reël? Is dit regtig? Is dit nie net 'n storie wat 'n klomp slim ouens bymekaar gesit het en net almal laat soos koekies in 'n weeshuis uitdeel het en nou is ons almal opgewonde oor wat hy gesê het nie? Is hierdie ding, is dit regtig? Is al regtig 'n ding? En wanneer dit swaar en moeilik gegaan het in my lewe en wanneer ek nie die Here ervaar het nie en ek worstel met die een om te sê, maar is God regtig reël? Dan was dit gewoonlik hierdie ouens wat my geanker het. Want in daai tyd het die Here my toegelaat om preke te kyk en daar was 'n begeerte in my om preke te kyk op strepe. En ek praat van honderde en honderde en honderde preke en dit was hierdie ouens en partykeer wat hierdie ouens gesê het wat my geloof geanker het. Dan besef ek eers, Here, maar ek worstel met hierdie goeders en dan besef ek eers geniale mense wat navorsing gaan doen het oor 'n klomp goeders waarmee ek worstel en ek besef, Here, maar daarin besef ek dat die Heilige Gees werk deur hierdie ouens en dit anker my geloof. En ek wens dit was net een dat ek vir jou 'n spesifieke storie kan vertel, maar dit was honderde ouens gewees oor 'n klomp jare wat tyd en energie gevat het om die woord te anker in my hart. En vandag is dit my hart om die woord te anker in ander mense se hart. Die blote feit is dit is 'n gawe van lering. En dis hoe ons 'n gawe van lering sê. So moet hom nooit misgis met 'n talent nie. Moet hom nooit misgis met iemand wat onderwys doen of want die doel daarvan is altyd om mense te anker in die woord en die waarheid van God. Dis tot eer van sy naam en is tot voordeel van die mense. En dis hoe ons hierdie gawe dan beleef. Dan die volgende gawe waarna ons gaan kyk. Hierdie is die gawe van 'n woord van wysheid. Nou onthou nou, as ons praat van wysheid, weer eens, besef ons wysheid vir meeste van ons kom wanneer jy ervaring kry. So met ander woorde, ek het 2 dogters in my huis, die een is 4 en die een is 6 en saam het die 2 'n volledige
ondervinding van 10 jaar. Hulle 10 jaar se lewensondervinding tussen hulle twee. En hulle glo hulle kan met my stry. Hulle glo vas, hulle is oortuig daarvan dat hulle is reg oor sekere situasies. En dan dink ek net, in jou klein kort lewe het jy nie 'n benul wat jy nou doen nie. Maar gaan gesels met 'n dokter wat vir 10 jaar lank spesialiseer om hartoperasies te doen en daai ou het iets om te sê. Die verskil is ek en jy weet dat lewenservaring word opgedoen en oor jare se lewenservaring maak dat jy iets het om te sê. En so ervaring goed of sleg sit jou in 'n posisie dat as iemand met jou kom praat, dan het jy hierdie berg van ervaring om te kan uitdeel. Nou Arthur C. Brooks het 'n boek geskryf met die naam Strength to Strength. En hy maak die stelling en hy sê dat meeste ouens of meeste mense tussen die ouderdom van 35 en 40 gaan deur 'n verandering wanneer jy begin beleef, jy beweeg weg van fluid intelligence af na crystallized intelligence toe. So hulle sê vir jou dat as jy begin agterkom tussen jou mid 30s tot vroeg 40s en ouer, kom jy agter jy's nie so vinnig soos die jongetjies in terme van besluite maak of vinnig opkom en vinnig sê, ek weet wat se antwoord nie. Dis asof die jongers net skielik vinniger is en vinniger reageer en vinniger en die blote feit is omdat hulle werk op fluid intelligence. Hulle is op 'n punt wat hulle skerp en hulle onthou goed. In die tyd wanneer crystallized intelligence inskop is wanneer ons oorgaan in ons wysheidsfase in. So jy's dalk nie meer so vinnig nie, maar daar is diepte. Daar is ervaring. En skielik wanneer die ander nie meer 'n idee het wat om te sê nie, staan jy terug en jy kyk na die hele situasie en jy sê, maar hoe sien julle nie die pad wat ons moet volg is hierdie kant toe nie. Wat het gebeur? Is daar het wysheid gekom en nou begin ons beleef dat daar is ouens in hulle 50s en 60s en 70s en 80s en hierdie ouens mense sit met diep wysheid. Dis nie waarvan ons praat as ons praat van 'n gawe van wysheid nie. As ons praat van iemand wat wysheid het, beteken ons jy het 'n hele bron van wysheid wat jy uittrek en jy gee vir mense advies. As ons praat van 'n woord van wysheid, dan sê ons dat die Heilige Gees kom oor jou om in daai oomblik wysheid te deel met iemand waarvan jy geen ervaring het om van uit te trek. Dis dan daai oomblikke wanneer jy 'n woord van wysheid vir iemand gee en jy en daai persoon is stom geslaan oor die wysheid wat jy nou gehad het. Jy bekyk hier en jy sê, "Jesus, maar ek is slim. Ek kan nie eens dink ek is so slim nie." Dis wat gebeur is jy staan gewoonlik aan die ander kant en dan besef jy, maar dis wat gebeur is die Heilige Gees aktiveer wysheid in jou vir daai spesifieke ding en wat dit doen is dit connect ouens met die waarheid en die plan wat God het met hulle lewens. Dis wat ons sien en beleef. Nou 'n ou wat ek en jy wel na kan gaan kyk is Stefanus, Handelinge 6. So julle sal nou onthou met diensbaarheid het ons gesê Handelinge 6 was Stefanus een van die ouens gewees wat gekies was om te help om hierdie weduwee krisis uit te sorteer in die begin van Handelinge 6. Maar wat amazing is van Stefanus is hierdie ou het nie net 'n gawe van diensbaarheid gehad nie, hierdie ou het ook wysheid gehad en so dan lees ons Handelinge 6 vers 8. Dan sê hy Stefanus, 'n man vol van God se genade en krag, het wonders en groot tekens onder die mense gedoen. Nou daarin lê klaar sy eie gawe. Dit kom volgende week. Maar hy sê op die dag het 'n klompie lede van die sogenaamde sinagoge van die vrygelate slawe met hom in debat getree. So hier's 'n klomp ouens en hulle is nou besig om met Stefanus te debatteer. Dan lees ons vers 10, hulle was egter nie opgewasse teen die wysheid en die gees waarmee hy gepraat het nie. So nou sien jy, hierso is nou 'n situasie van 'n klomp ouens wat opstaan teen Stefanus en hulle is in hierdie debat besig en die gawe van die woord van wysheid kom oor Stefanus en hierdie ouens het net glad nie reaksie wat hulle is nie opgewasse teen hierdie gesprek nie. Dis wat gebeur. Dis wat gebeur in die oomblik wanneer ons 'n woord van wysheid beleef. Ek onthou daar was 'n paar jaar terug. Toe sit ek en Roemien met 'n koppel, man en vrou wat in die bediening is en hierdie twee is hoogs frustreerd. Nou
vir enige iemand wat al ooit saam met jou man of jou vrou gewerk het, weet dit in homself is 'n challenge. Ek en my vrou het dit geëis. Ons is amazing as ons saam werk. Ons fights is ook amazing. Maar vir wat dit werd is, ons sit met hierdie koppel en hulle is hoogs frustreerd. En die vrou het 'n frustrasie en die man het 'n frustrasie en hulle trap op mekaar se tone en hulle is heeltyd besig om oor mekaar te werk en hulle is frustreerd. En ons probeer, en as ek reg onthou, dit was weke se gesprekke wat ons hierdie goeters frustrasies wat beleef het. En eendag sit hulle by ons en vir een of ander rede voel ek net ek moet vir hierdie twee papier gee. En ek gee vir hulle alkeen 'n papier met 'n pen en ek sê skryf neer op hierdie bladsy, wat in bediening frustreer jou die meeste? En daar begin hulle, maar hier is daai penne begin amper al rook soos wat hulle skryf aan die frustrasie. Ek dink daar so 'n paar slote in ons tafel ingekrap in dieselfde asem. Maar toe hulle nou klaar is met hulle frustrasies, toe sê ek, okay, skryf vir my neer wat jou vervul. Wat is vir jou lekker in bediening? En hulle begin skryf oor wat vir hulle verskriklik lekker is. En toe ons na daai lys kyk, dan sien ons alles wat die man frustreer, is wat die vrou geniet om te doen. En alles wat die vrou frustreer, is wat die man geniet om te doen. En toe sê ons, ruil net rolle. Dis al wat julle doen. En daar kan ek nêrens nie vir 'n oomblik sê dat dit was wysheid nie. Ons het gestaan en ons was 'n raad op gewees. Ons het geweet wat om te sê nie. Die Heilige Gees bring verandering wat daai twee se bediening tot vandag toe verander het. 'n Woord van wysheid. Dis 'n een oomblik wat gebeur is. Ek het nêrens te ervaring nie. Daar is niks wat ek kan vasgryp en na die tafel toe bring nie. Die Heilige Gees bring een oomblik, bring hy wysheid. En daai wysheid verander lewens. So dis die woord van wysheid. Dan gaan ons aan na die volgende een toe. 'n Woord of die gawe van 'n woord van kennis. Nou, definieer net gou kennis. So kennis is nie net wat ek weet nie. Kennis is iets wat ek van weet wat niemand my voor gesê het nie. So met ander woorde, ek sou nou sê, as jy iemand hierdie in die wêreld sal kry, ek sê altyd vir my vrou, dis soos iemand wat mense dophou en jy is so Sherlock Holmes. Okay, so jy hou mense dop en jy luister na mense en so nou kuier ons saam ons spelle en ons kuier saam ons spelle en dan braai ons en dan klim ons in die kar en een van julle soos, ek is seker hulle sukkel met hulle finansies. Weet jy hoekom? Ek het gehoor, sy het vir my hierdie gesê, hy het hierdie vir my gesê, en skielik in begin julle nou 'n gesprek doen, en dan kom julle tot op die konklusie, dat hierdie ouens sukkel teen een met hulle finansies. Dis wat gebeur, is ons observeer dit wat mense doen, en jy trek konklusies oor die uiteinde daarvan. Jy luister oor wat die ene sê, jy luister oor wat daai ene sê, en oor 2, 3, 4 maande onthou jy wat het hulle gesê, en dan besef jy, hoor hierdie ouens struggle in hulle huwelik. Ek wonder of een van hulle ontrou is. Dis wat gebeur, is ons word Sherlock Holmes, so jy kan dit doen deur te observeer in sekere situasies. As ek en jy praat van die gawe van kennis, dan beteken dit die Heilige Gees openbaar vir jou iets spesifiek van iemand wat jy nog nooit geweet het nie en glad nie kon observeer het nie. Nou daai is scary. Meeste van ons wil nie hê mense moet 'n woord van kennis van ons hê nie. Dis as die Here vir jou iets sê, as ek soos nee man, dit kan nie wees nie. Maar die groot ding van hierdie is die gewoonlik wat ons hierdie sal sê, is as ons sê dit is 'n woord van kennis, is dit gewoonlik die Here wat wil genesing bring, wat wil oplossing bring, en wat wil iets vasmaak oor wie hy is in sy grootheid en in sy almag. Dis wat ons beleef, 'n woord van kennis. Nou, ons sien hierdie situasie afspeel in Handelinge 5. Handelinge 5 het ons dit begin eintlik met Handelinge 4, die einde van Handelinge 4. Dan sien jy dat hierdie gelowiges is nou almal so opgewonde, almal deel alles met mekaar. Niemand, dis nie meer my huis en jou huis nie, dis ons huise en dis ons kar en dis ons so alles was ons sinne gewees. Ek sê nou kar, ek weet of was die karre daar nie, net vir die van julle wat my baie letterlik vat. Maar die blote feit is hulle het alles met mekaar gedeel. En op 'n stadium kom hulle en hulle sê, maar kom ons verkoop alles. Van die ouens het swaar getrek, van ons het letterlik meer as genoeg. En hulle sê toe, maar kom ons verkoop ons huise en dan bring ons al ons geld na die kerk toe en dit word verdeel onder ons almal. Dit was 'n amper al vir hierdie saam wees, ons is saam ingekoop met mekaar.
En toe was daar 'n man en 'n vrou, Ananias en Safira. En hierdie twee gaan verkoop hulle huis, maar hulle bring nie al die geld nie. Hulle hou van die geld terug vir hulle self. En toe Ananias voor Petrus staan, dan lees ons die volgende. Hy sê vir ons Handelinge 5. Hy sê vers 1, daar was egter ook 'n sekere man, Ananias, wat saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop het, en hulle het met die medewete van sy vrou van die verkoopprys vir hulle self gehou en 'n gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. Petrus het toe gesê, Ananias, waarom het Satan jou hart vervul sodat die Heilige Gees dat jy vir die Heilige Gees gelieg het en vir jouself die geld van die grond teruggehou het? Hier kom maar 'n situasie. Hy bring nie geld. En meeste ouens het 'n probleem met hierdie, want jy dink maar dit is mos dan tog tegnies sy huis. Hy kan mos besluit hoeveel van die geld wil hy terughou. Sy probleem is hy wou mense laat dink het ons bring alles. En hy het gelieg vir die Heilige Gees, maar niemand het vir Petrus gesê nie. Hierdie ou bring sy geld en Petrus sê vir hom: "Hoekom? Hoekom lieg jy vir die Heilige Gees?" Hierdie is 'n woord van kennis. Dis 'n woord van kennis. Niemand het vir jou gesê nie en tog kom dit dat die Heilige Gees vir jou iets wakker maak in iemand se lewe. Jy sien Jesus op 'n stadium toe hy die disipel Nathanael roep, dan kom Nathanael daar aangeloop en dan sê Jesus, Nathanael, voordat jy nog hiernatoe gekom het, toe jy nog onder die vyeboom was, het ek jou gesien. En hierdie ou snap, hierdie is Jesus. Hierdie moet die Messias wees. En hy was alleen teen een by die vyeboom. Dis 'n woord van kennis. Dis wanneer iets geopenbaar word wat niemand vir jou gesê het nie. En ek vat Remien se pa op 'n stadium, hy het 'n droom gehad. As pastore is hulle deel van 'n groep mense gewees en hy het in die aand het hy 'n droom spesifiek gehad. En hierdie droom was van hierdie ander pastoor gewees en hierdie ou het 'n seer been gehad. En hy besef toe maar daar is 'n wond in hierdie ou wat regtig waar dit maak hom swaar trek. En hy gaan na die ou toe en hy sê, maar ek voel hierdie droom op my hart en ek wil regtig uitreik na jou toe en saam met jou pad stap van genesing. En hierdie ou het afgesny gesê, dis nie die waarheid nie. 'n Paar maande later kom dit uit, hierdie ou het 'n affair gehad, kort daarna selfmoord gepleeg. Dis 'n woord van kennis. Die Here reik uit en hy gooi die tou uit en of ons die tou wil vat of nie is bly aan ons kant, maar dis 'n woord van kennis. Daar was 'n situasie gewees wat Romien al met 'n kappel gebid het en terwyl sy besig is, sy soos, hoorie, ek weet nie wat gebeur nie, maar daar is iets in my wat wil bid vir lewe in julle. En ek weet nie, het julle al oorweeg om kinders te kry? En hulle soos, ja, ons dink en ons worstel daarvoor. Paar weke later vind ons uit hulle swanger. Hoe was hulle al klaar swanger in daai oomblik? Dis kennis. Niemand kan dit vir jou sê nie. Daar's niks ernstig wat vir jou enigste aanduiding gee oor wat gebeur nie. Die Here gee vir jou iets en die doel daarvan is om woord en inspraak in iemand se lewens te maak. Woord van kennis. Nergenste vat ons die eer nie. Nergenste is dit wat ons Sherlock Holmes speel om te sê, maar dis wat jy hier gesê het en dis hoe jy daar opgetree het en daai goeders nie. Wanneer die Heilige Gees inkom en hoor mooi, die rede van 'n woord van kennis is om mense in te roep en nader te bring aan wie God is en genesing en krag te beleef in sy grootheid en in sy volheid. En so dis hy. Nou die laaste ene waarna ons gaan kyk is die gawe van bemoediging. Nou weer eens, daar is mense wat gewire is om mense te bemoedig. Jy vat, daar's 'n ding wat hulle noem Strength Finder, is 'n boek. Jy gaan basies deur dit en hy gaan kyk na wat is al jou sterkpunte en wat is jou minder sterkpunte. En daar is mense wat strengths het wat jy is 'n relator, noem hulle die een. Dit beteken jy is ingetune op mense of jou mense en jy sit ongelooflik baie energie in hulle in. En meeste van die tyd mense wat so is, bemoedig hulle mense. Jy is daar, jy wil hulle bemoedig, jy wil hulle uplift. Dis vir jou lekker om mense te bemoedig. Dan is daar mense wat hoog is op empatie. En jy stap in die dag en jy dink jy steek al jou emosies weg vir almal en daai ouens is ingetune en sien ek sien ons iets fout. En nou wat hulle wil doen is hulle wil jou bemoedig. Hulle wil saam met jou daar wees en hulle wil jou bemoedig en hulle wil jou sterk maak. So daar's mense wat gewire is om mense te bemoedig. Dis nie waarvan ons hier praat nie. Waarvan ons hierso praat is 'n gawe van bemoediging. En die doel van die gawe van bemoediging gewoonlik gebeur om mense te bemoedig, nie net om saam met hulle in 'n krisis te sit nie,
maar om hierdie ouens vorentoe te trek om te connect aan God, om te kan sê jou situasie waarin jy nou is sleg, maar kom ek bemoedig jou oor hoe God jou sien. Kom ek bemoedig jou oor hoe getrou God is waartoe jy kan gaan. En is mense wat saam met jou gaan en hulle beweeg jou nader om die Here te beleef. Dis bemoediging. Nou 'n situasie wat ons kan gaan kyk is Paulus skryf aan Timoteus. Nou moet julle onthou die boek 2 Timoteus waartoe ons nou gaan, is Paulus se heel laaste brief. Hy is op hierdie stadium in die Mamertine prison, Mamertine tronk, dis in Rome. Dis basies eintlik maar 'n gat in die grond en daar's net so 'n klein venstertjie bo jou en jy is uitgelewer in al die elemente en alles wat daar basies aankom en dis terrible. En hierdie is die plek wat jy nou pretty much regmaak voordat jy doodgemaak word. En in hierdie laaste oomblikke, in hierdie laaste gedeelte skryf hy 2 Timoteus. En hy skryf aan Timoteus die volgende gedeelte. Hy sê 2 Timoteus 1 vers 3. Timoteus, ek dank God vir jou. Hy is die God wat ek met 'n skoon gewete dien, net soos my voorouers gedoen het. En ek onthou jou voortdurend dag en nag in my gebede. Ek verlang om jou weer te sien, want ek onthou jou trane toe ons uitmekaar uit is. En ek sal vol vreugde wees as ons weer by mekaar is. Ek dink terug aan jou opregte geloof. So hy sit en hy dink aan al hierdie stories van wie Timoteus is. En dan hoor jy die verandering wat plaasvind. Hoor nou hoe gaan hy vir Timoteus aanmoedig. Dis nou die bemoediging van waar hy is. Lees ons vers 6. Dit is waarom ek jou daaraan herinner om die geestelike gawe wat God aan jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het soos vuur aan te blaas. Want God het ons nie 'n gees van lafhartigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Jy moet dus nooit skaam wees om van die Here te getuig nie. Hoor julle wat gebeur? Is hy gaan en hy dink aan hierdie ou en hy besef Timoteus is naby aan hom, maar hy bemoedig hom in die tyd waarna hy gaan. Dis wat bemoediging is. Ek sit en dink daar was 'n stadium gewees wat daar was 'n predikant gewees in die Goudveld 'n paar jaar terug. En ek weet nie vir watter rede nie. Die Here lê dit net op my hart om te sê jy mag gaan drink net koffie saam met hierdie ou. Bel hom en sê vanmôre ek steek jou vir koffie en ek gaan sit en ek het 'n gesprek en hierdie ou se lewe val uitmekaar uit. Sy bediening is besig om absoluut, hy sê ek sit en ek het geen idee wat om te doen nie. Dit voel asof almal teen my draai. Hy sê dit is selfs die konflik in ons huis wat begin 'n rol speel het. En hierdie ou sit en hy is raadop. En al wat ek kan doen is hierdie ou bemoedig. En ek gesels en ek vertel vir hom en ek sê jy's maar wat jy kan doen en hoe kan jy en onthou hierdie en hierso is waar ons vashou en hierdie is wat die woord sê. Byt vas in hierdie goeters. En toe ons klaar met daai gesprek, sit hierdie ou met trane in sy oë en hy sê Jean, jy weet nie hoe ek hierdie nodig gehad nie. Op die regte tyd, op die regte woorde doen die Heilige Gees iets. En so hier is ons gawes. Dis ons spreekgawes en gawes wat ek en jy na kan kyk. En in hierdie proses het jy ouens wat baie goed is en talente kan gebruik om hierdie te doen, maar die oomblik wanneer die Heilige Gees hierdie gawes aktiveer in ons, vat niemand van ons die eer nie. Geen persoon wat 'n spreekgawe het kan ernstig sê, maar ek het iets reg gedoen nie. Want ek kan nie voor staan en ek kan week na week na week na week preek en dit kan leeg en dood wees en ek kan nêrens enigsins sê Here iets het gebeur nie. Maar wanneer die Heilige Gees kom en lering vind plaas in iemand se hart, verander iets. En wanneer dit gebeur dat 'n woord van wysheid in iemand se lewe sit, verander iets. En in elke een van hierdie gawes bring dit ons terug na ons fokus op die Here. Sê Here dankie vir wie U is. En hierdie is wat gawes doen. Dis wat die diensgawes doen en dis wat die spreekgawes doen en dis wat die wonderwerkgawes ook gaan doen. Is dit sit eer op God en is 'n voordeel van ander. Ons het nooit nodig om vanuit onsself uit te gaan haal nie. En mens kan ouens kry wat lering doen en jy moet voorberei. Daar gaan nie noodwendig altyd net iets gebeur as jy nie voorberei nie. Daar gaan tye moet wees dat jy jouself beskikbaar moet stel om te sê Here, ek sal die afspraak maak met iemand. Daar is geloof van ons kant af. Daar is iets wat ons moet doen om hierdie te aktiveer, maar ultimately besef ons, Here, dis U wat verandering bring. En dis gawes. Ek en jy moet onsself herinner, soos ons deur hierdie gawes gaan, elke een van ons het 'n gawe. Jy sit met 'n gawe en dalk het jy geval onder die diensgawes.
Dalk val jy onder die spreekgawes. Miskien volgende week as ons gesels oor die wonderwerkgawes, val jy daarso in. Maar die een ding wat ons moet wees, is ons moet konstant 'n lewe leef en sê, Heilige Gees, ek stel myself beskikbaar tot eer van U naam en tot voordeel van die kerk. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om saam te kan wees, onsself te kan herinner, Here, hoe groot en hoe wonderlik U is. Here, dat ons nie vir 'n oomblik hierso sit en dink dat ons het enigiets reg gedoen nie, maar dat ons onsself sal herinner, Here, dat U is besig om verandering te bring deur gawes te aktiveer in ons vir mense om ons. Mag ons getrou wees met hierdie in Jesus naam. Amen.